Die son het stadig opgekom oor die luukse landgoed in Camps Bay, Kaapstad. Die asemrowende uitsig oor die Atlantiese Oseaan was in skerp kontras met die donker atmosfeer binne die magnifieke Stanhuis. Binne die mure van die indrukwekkende woning, het die 8-jarige Themba Steen sy oë oopgemaak en dadelik na sy selfoon gegryp, wat hy onder sy kussing versteek het. Hy het die toestel versigtig in sy pyjama se sak geglip en stadig uit die bed geklim, versigtig om nie 'n geluid te maak nie. Themba het eens gelag en gepraat soos enige ander kind, maar dit was voor Eloise in sy pa se lewe gekom het. Voor sy ma Naledi 3 jaar gelede na 'n lang stryd met siekte hulle verlaat het. Voor die ryk mynmagnaat, Andile Steen, blind geword het van liefde vir die beeldskone, maar wrede Eloise Kruger. Kinders moet gesien word, nie gehoor word nie, het Eloise gister weer gefluister, terwyl sy Themba se arm styf vasgedruk het. Die merke van haar vingers was nog steeds sigbaar op sy delikate vel, maar hy het geleer om nooit te huil nie. Trane het altyd gevolge gehad. Eloise het perfek gelyk in die oë van die wêreld, altyd elegante rokke, perfekte grimering en 'n glimlag wat almal kon bekoor. Haar stem was sag en soet wanneer Andile in die omgewing was. Maar sodra sy alleen met Themba was, het daardie stem verander in 'n wrede, koue instrument van vrees. "Goeiemôre, my liefling," Eloise se stem het deur die gang ekho terwyl sy Themba se deur oopgemaak het. Sy het 'n skinkbord met ontbyt vasgehou, 'n voorkoms van moederlike besorgdheid vir enige iemand wat dalk kon sien. Themba het dadelik regop gesit, sy oë afwaarts gerig. "Jou pa is reeds by die werk." "So baie vergaderings vandag voor die groot dag môre," het sy geglimlag, verwysend na die formele huwelikseremonie wat beplan was, 'n ekstravagante geleentheid waarby die elite van Suid-Afrika sou bywoon. Hulle was reeds wettig getroud, maar die seremonie sou die sosiale gebeurtenis van die jaar wees. Sy het die skinkbord op die betafel geplaas en langs Themba kom sit, haar vingers deur sy kort, krullerige hare gestreel op 'n manier wat liefdevol sou lyk vir 'n buitestander, maar wat 'n duidelike waarskuwing vir hom was. "Wat sê ons vir die gaste môre as hulle vra waarom jy so stil is?" het sy gevra, haar oë koud te midde van haar glimlag. Themba het nie geantwoord nie, wetende dat dit presies was wat sy wou hê. "Baie goed," het sy gekniepoog. "Net so hulle dink jy skaam. So volwasse en goed gemanierd. As hulle net geweet het watter klein pes jy regtig is." Sy het opgestaan en na die deur geloop. "Eet jou ontbyt. Siswe sal jou binne 'n uur haal vir jou pasmaat vir jou pak. Moet niks mors nie." Sodra die deur toegegaan het, het Themba na sy selfoon gegryp. Dit was 'n geskenk van sy pa vir sy verjaardag, iets wat Eloise nie kon weier sonder om verdag te lyk nie. Sy het nie geweet dat Themba dit gebruik het om bewyse te versamel nie. Hy het die opname-app geaktiveer en dit onder sy kussing geplaas, waar dit elke woord van hulle interaksie vasgevang het. In die kombuis was Lindiwe, die huishulp wat sedert Themba se geboorte by die gesin was, besig om groente te sny. Haar oë het na Themba gedraai toe hy saggies die kombuisdeur oopgemaak het. Anders as met ander volwassenes, het sy oë opgehelder wanneer hy Lindiwe gesien het. Sy het vir hom geknik en onopsigtelik na die kombuiseiland gewys, waar sy reeds 'n ekstra porsie vrugte vir hom uitgesit het, wetende dat Eloise dikwels sy maaltye weggeneem het as 'n vorm van straf. "Molo, Themba Omjinji," het sy saggies gefluister, haar warm brein oë vol besorgdheid. Haar tjoesa groet was soos 'n klein stukkie troos. Themba het net geglimlag, 'n klein, flou glimlag wat selde meer as die hoeke van sy mond bereik het. Maar Lindiwe het dit gesien, en dit was genoeg. "Is dit môre die groot dag?" het sy gevra, terwyl sy voortgegaan het met haar werk, altyd bewus van Eloise se onvoorspelbare bewegings deur die huis. Themba het geknik. Hy het stadig die vrugte geëet, genietend van elke hap. Lindiwe het 'n oomblik stil gestaan met haar mes in die lug, en hulle oë het ontmoet. Daar was iets in haar blik, 'n vraag, 'n bekommernis. Sy het geweet dat dinge nie reg was nie, maar soos baie werkers in huishoudings soos hierdie, was sy vasgekeer tussen die wete en die vrees om haar werk te verloor. Selfs met Andile se goedhartigheid, was dit Eloise wat die huishouding bestuur het, wat kon besluit oor Lindiwe se toekoms met een woord. "Jou ma sou so trots gewees het op hoe sterk jy is," het sy gefluister, so sag dat selfs die mure dit nie kon hoor nie. Themba se oë het opgevul met trane, maar hy het hulle teruggehou. Hy het nie gepraat nie, maar sy hand het na sy sak gegly, waar sy selfoon was. Hy het dit effens uitgetrek, net genoeg dat Lindiwe dit kon sien, en toe een vinger teen sy lippe gedruk. Lindiwe se oë het effens weier geword met begrip,
maar haar gesig het vinnig teruggekeer na 'n neutrale uitdrukking toe die klank van hakke op marmer deur die gang weergalm het. "Ek dink Sizwe soek jou," het sy vinnig gesê, terwyl sy teruggekeer het na haar werk. Themba het die laaste stukkie vrug in sy mond geplaas en stilletjies uit die kombuis gegly, net voor Eloise by die deur verskyn het. "Waar is daardie kind?" het Eloise gevra, haar stem nou hard en geïrriteerd, die masker van vriendelikheid weg. "Ek dink hy is met Sizwe, mevrou," het Lindiwe geantwoord, haar oë op die groente voor haar gefokus. "Hy beter wees. Die kleremaker wag nie," het Eloise gesê, terwyl sy omgedraai en weggestap het. Buite in die weelderige tuine het die tuinier, Sizwe Klofie, gebuig oor 'n bed Proteas. Hy was nie net die tuinier nie, maar ook 'n soort oppasser vir Themba. In sy vroeë jare was hy 'n suksesvolle sokkerafrigter, en sy groot, sterk hande wat een sokkersterretjies gelei het nou die delikate blomme met verbasende teerheid behandel. "Daar is jy, jong meester," het hy gesê toe hy Themba sien aankom. "Is jy gereed vir jou groot dag môre?" Themba het stadig sy skouers opgetrek, 'n gebaar wat kon beteken, "Ek veronderstel so," of "Wat maak dit saak? Kom, moet nie so wees nie. Dit sal beter word," het Sizwe gesê, 'n blom afblik en dit aan Themba oorhandig. "Protea Chinaroides. Die koning Protea. Dit oorleef vure, droogtes, alles wat die natuur gooi. Net soos jy." Sizwe was een van die min mense wat nie Themba se stilte as normaal aanvaar het nie. Hy het geweet dat iets verkeerd was, en hy het sy bes probeer om die seun te beskerm wanneer hy kon. "Mevrou Eloise soek jou vir die pasmaat," het hy gesê. "Maar daar is nog tyd. Wil jy gou na die cricketnet kyk wat ek gebou het?" Themba se oë het vir die eerste keer daardie dag regtig opgelig. Cricket was die een ding wat hom nog vreugde gebring het, 'n geskenk van sy pa wat Eloise nie kon wegneem nie, want Andile se liefde vir die sport was te diep. "Kom," het Sizwe gesê, en hulle het begin stap na die agterkant van die tuin, waar 'n nuwe cricketnet opgerig was. Die koning Protea was stewig in Themba se hand. Die volgende oggend was die Steyn landgoed 'n muurnes van aktiwiteit. Werkers het heen en weer gehardloop om die laaste voorbereidings vir die Liekse troue te tref. Die tuin was getransformeer in 'n sprokiesagtige wonderland, met duisende wit blomme en kristalversierings wat in die oggendson geskitter het. In sy kamer het Themba voor die spieël gestaan in sy nuwe pak, donkerblou met 'n silwer das wat Eloise uitgekies het. Sy hare was netjies gekam, sy skoene blink gepoleer. Van buite het hy gelyk soos die perfekte seentjie, gereed om sy rol as ringedraer by sy pa en Eloise se seremonie te vervul. Binne was hy besig om te bewe, nie van vrees nie, maar van vasberadenheid. Na amper 3 jaar van stilte, was vandag die dag waarop hy sou praat. In sy baadjiesak was sy selfoon volgelaai en gereed. Daarop was maande se bewyse, Eloise se mishandeling, haar dreigemente, haar haatraande woorde teenoor hom en die herinnering aan sy ma. "Jy lyk so pragtig, my engel," het Eloise gesê terwyl sy die kamer binnegekom het in haar ontwerpersjapon. Haar hare en grimering was perfek, haar glimlag stralend vir almal wat kon sien. "Onthou, nie 'n woord vandag nie. Nie een enkele woord nie. Net glimlag en lyk mooi op die foto's. Verstaan jy my?" Themba het geknik, sy oë afwaarts. "Goed, so weet jy, miskien sal ek selfs vir jou 'n roomys koop as jy goed is. Sou jy dit wil hê?" het sy gevra, haar toon nou soos iemand wat met 'n jong kind praat. Themba het weer geknik. "So waar, jy so 'n goeie seentjie. So gehoorsaam," het sy gelag. "Jou arme ma sou jou skaars herken, so stil soos jy is. Maar dan weer, sy's nie meer hier nie, is sy? Nee, sy het jou en jou pa agtergelaat. En nou is ek hier om te verseker dat julle albei behoorlik versorg word." Terwyl sy gepraat het, het Themba se hand in sy sak gegly en die opname-app aangeskakel. Dit was nog een bewys om by sy versameling te voeg. "Kom aan nou, die fotograaf wil foto's hê voor die seremonie," het sy gesê, terwyl sy omgedraai het en uit die deur gestap het. Themba het vir 'n oomblik alleen gestaan, diep asem gehaal en sy selfoon uitgehaal. Hy het deur die layers gegaan, luisterend na 'n klein gedeelte van die opnames om seker te maak dat dit duidelik was. Die opname van gisteraand was daar saam met dosyne ander. "Themba, kom nou." Eloise se stem het deur die gang gedreun. Hy het die foon veilig terug in sy sak geplaas en die kamer verlaat. Buite was die terrasse en gazebo's versier met kaskades van blomme. Familielede en vriende het begin aankom, almal in ontwerpersuitrustings en met dierjuwele.
Die fotograaf het Themba, Andile en Eloise in verskeie posisies gerangskik, opdragte gegee om te glimlag, om mekaar vas te hou, om soos die perfekte familie te lyk wat hulle veronderstel was om te wees. Wonderlik! Wat 'n pragtige gesin, het die fotograaf uitgeroep. Themba, kan jy jou arms om jou ma sit? Stiefma, het Eloise vinnig gekorrigeer, haar glimlag nooit vervaag nie. O, jammer, stiefma, het die fotograaf gekorrigeer. Omhels haar, seun. Themba het vorentoe gestap en sy arms om Eloise se middel gesit, sy gesig uitdrukkingloos. Kom nou, 'n glimlag, het die fotograaf aangedring. Themba het 'n klein, stywe glimlag geforseer. Dit is 'n skaars gesig, het Eloise aan die fotograaf verduidelik. Hy's 'n baie ernstige seentjie. Baie skaam en stil, Themba. Themba het geknik, sy oë na sy pa gedraai, wat besig was om met 'n groep besigheidsvennote te praat, duidelik meer gefokus op netwerking as op die fotogeleentheid. Terwyl die fotograaf besig was om nog foto's te neem, het Lindiwe verskyn met 'n skinkbord drankies. Sy het dit na die gaste gedra, maar haar oë het Themba se gevang terwyl sy verbygegaan het. Daar was 'n vraag in haar blik, bekommernis. Themba het sy hand effens na sy sak gelig, 'n klein gebaar wat net Lindiwe sou verstaan. Haar oë het effens vernou, maar sy het voortgegaan met haar pligte, elke nou en dan 'n blik in sy rigting gewerp. Later, terwyl die gaste begin het om hulle sitplekke in die tuin in te neem, het Sizwe langs Themba verskyn. Jou das is skeef, jong meester, het hy gesê, afbuig om dit reg te maak. Terwyl hy dit gedoen het, het hy saggies gefluister, jy lyk gespanne vandag. Alles reg? Themba het Sizwe in die oë gekyk, en vir die eerste keer het Sizwe 'n vonk van iets anders as vrees of hartseer in die seun se oë gesien. Daar was vasberadenheid, moed. Ek sal naby wees, het Sizwe gesê, nie heeltemal seker wat om van die verandering te maak nie. Die uurwerk het nader beweeg na die seremonie. Themba kon sy hart voel klop soos 'n dromslag in sy bors. 3 jaar van stilte, van mishandeling, van die herinnering aan sy ma wat stelselmatig uitgewis is deur Eloise, dit sou vandag eindig. Andile het uiteindelik by sy seun aangesluit, 'n hand op sy skouer geplaas. Groot dag vandag, seun, het hy gesê, sy stem warm maar afgetrokke. Jy lyk baie netjies in daardie pak. Themba het geknik, sy keel skielik droog by die teenwoordigheid van sy pa, die man wat hom veronderstel was om te beskerm, maar wat blind was vir sy lyding. Maar selfs nou kon hy nie die woorde vind nie, die gewoonte van stilte te diep ingebed. Goed dan, ek dink ons is reg om te begin, het Andile gesê, duidelik ongemaklik met die stilte. Onthou om te glimlag vir die foto's. Themba het sy pa agterna gekyk terwyl hy weggestap het, die mynmagnaat se skouers reguit, sy houding vol selfvertroue. Hoe kon so 'n suksesvolle, magtige man so blind wees vir wat in sy eie huis gebeur het? Die orkes het begin speel, 'n sagte melodie wat deur die tuin gedryf het. Die gaste het opgestaan terwyl Eloise by die end van die gang verskyn het, stralend in haar wit rok, gereed om die pad af te stap na Andile wat by die altaar gewag het. Themba het die kus met die ringe in sy hande gehou, staan langs sy pa. Sy oë het na die troubeampte gedraai wat vir hulle geglimlag het. Die man wat die seremonie sou lei, het geen idee gehad van die drama wat op die punt was om te ontvou nie. Eloise het stadig die pad afgestap, elke tree gemeet, haar glimlag so helder soos die diamante om haar nek. Die gaste het bewonderend gekyk, gefluister oor hoe pragtig sy was, hoe gelukkig Andile was om haar te vind na sy eerste vrou se heengaan. Toe sy by die altaar aankom, het Eloise na Themba gekyk en gekniepoog, 'n oënskynlik liefdevolle gebaar wat net hy as 'n waarskuwing kon lees. Hou jou mond, het daardie kniepoog gesê. Die troubeampte het begin praat, verwelkom die gaste, gepraat oor liefde en huwelik. Themba het gevoel hoe die tyd stadig verbygaan, elke sekonde soos 'n ewigheid terwyl hy gewag het vir die woorde wat hy geweet het sou kom. Andile Steyn, neem jy Eloise Kruger as jou wettige eggenote? Het die beampte begin. Themba het sy hand in sy sak gesit, sy vingers om sy selfoon gevou. Die beampte het voortgegaan met die tradisionele beloftes, die uitruil van ringe. Themba het die kus aangebied, sy hande effens bewend terwyl sy pa die ring geneem en op Eloise se vinger geplaas het. En toe, uiteindelik, het die woorde gekom wat Themba vir maande verwag het. As daar enigiemand is wat 'n wettige beswaar het waarom hierdie twee nie in die huwelik mag tree nie, laat hom nou praat of vir ewig stil bly. Die tuin was stil, net die sagte geruis van die bries deur die Proteas en die vergeluid van die oseaan wat breek teen die kus. Themba se hart het so hard geklop dat hy seker was almal dit kon hoor.
Sy asem het vlak geword, sy hande het gesweet om sy selfoon. 3 jaar se vrees, 3 jaar se stilte, 3 jaar se mishandeling, alles het na hierdie oomblik gelei. Ek het 'n beswaar. Die woorde het deur die lug gesny soos 'n weerligstraal, skerp en onverwags. Dit het 'n oomblik geneem vir almal om te besef dat die stem van die altyd stil Themba gekom het. 'n Geskokte stilte het oor die versamelde skare geval. Andile se mond het oopgeval terwyl hy na sy seun gedraai het. Eloise se glimlag het gevries, haar oë skielik wyd met ongeloof en woede. Themba. Andile het gefluister, duidelik verward. Wat jy praat? Themba het vorentoe getree, sy klein liggaam beweend, maar sy stem verstommend sterk en duidelik. Ja, pa. Ek kan praat. Ek kon nog altyd praat. Die gaste het begin fluister, die geruis van stemme wat opgebou het soos 'n naderende storm. Wat beteken dit, het Andile gevra, sy stem onstabiel terwyl hy tussen sy seun en sy verloofde gekyk het. Dit beteken, het Themba gesê, sy stem effens bewend, maar onwrikbaar, dat Eloise nie is wie sy voorgee om te wees nie. Eloise het 'n geforseerde lag gegee. Ag, die arme kind is net gespanne. Dalk 'n bietjie jaloers. Kom, Themba, dis nie die tyd vir speletjies nie. Sy het haar hand uitgesteek na Themba, maar hy het teruggetree, sy selfoon uitgehaal. Nee, ek speel nie, het hy gesê. En ek het bewyse. Voor enigiemand kon reageer, het hy 'n knoppie op sy foon gedruk. Die opname het begin speel, luid genoeg vir almal om te hoor. Jy so 'n klein pes, net soos jou ma was. Gelukkig is sy nie meer hier om jou te beskerm nie. Eloise se stem was onmiskenbaar koud, wreed, heeltemal anders as die sagte toon wat sy in die openbaar gebruik het. As jy ooit vir jou pa vertel, sal ek seker maak hy stuur jou weg na 'n kosskool so ver dat jy hom nooit weer sal sien nie. Verstaan jy my? Die opname het aangehou, die volgende snit selfs erger as die eerste. Dink jy regtig hy gee om? Hy's bly jy hou jou mond. Hy het werk om te doen, besighede om te bestuur. Die laaste ding wat hy nodig het, is 'n huilende seentjie wat hom heeltyd herinner aan sy dooie vrou. Die gaste was doodstil nou, elkeen vasgekeer in 'n geskokte toestand terwyl die opnames voortgegaan het. Eloise se giftige woorde, haar dreigemente, haar ware aard, alles blootgelê voor die versamelde vriende en familie. Andile het na Eloise gedraai, sy gesig nou bleek. Wat is dit? Wat gaan hier aan? Eloise se masker het begin kraak. Hy het dit vervals. Dit is nie my stem nie. Hy probeer net aandag kry, Andile. Hy's jaloers op ons geluk. Maar daar was nog meer. Themba het na 'n ander opname geskakel. Jy weet jou pa is net so ryk as wat hy is omdat hy so besig is. Hy het nie tyd vir 'n seun wat aandag soek nie. As jy slim is, sal jy stil bly en uit die pad bly. En toe, die mees verwoestende snit van almal. Ek gaan jou stiefma word of jy dit nou wil hê of nie. En sodra ek jou pa se vrou is, sal ek al sy geld hê. Dink jy regtig hy sal jou glo oor my? Ek het die huwelikskontrak so opgestel dat hy alles verloor as hy ooit skei. Hy is myne nou, en so is alles wat hy besit. Andile se gesig het verander van geskok na woedend. Is dit waar, Eloise? Antwoord my. Eloise se gesig het verhard, haar mooi gelaatstrekke nou verwring met woede. Sy het skielik na Themba gespring, haar hand uitgestrek na die selfoon. Gee dit vir my, jou klein duiwel. Maar Silwe was vinniger. Die tuinier het tussen hulle inbeweeg, sy groot liggaam 'n skild vir die jong seun. Ek dink dit is genoeg, mevrou, het hy gesê, sy stem kalm maar onwrikbaar. Eloise het rondgekyk na die geskokte gesigte, besef dat haar masker finaal geval het. Haar gesig het verander, die mooi gelaatstrekke nou hard en haatlik. Fyn, het sy gesnoer. Ja, dit was alles waar. Dink jy ek het jou regtig liefgehad, Andile? Ek het jou geld liefgehad. Jou status. Wat anders sou enige iemand in jou sien? Jy's 'n werkverslaafde wat nie eens kon sien dat jou eie seun stilgemaak is nie. Andile het gestaar na die vrou wat hy gedink het hy liefgehad het, wat hy op die punt was om amptelik mee te trou. Jy het my seun mishandel. Jy het hom laat ophou praat. Hy was altyd in die pad, het Eloise gesnou. Altyd 'n herinnering aan haar. Jou kosbare Naledi. Ek moes haar naam hoor elke dag. Maar dit maak nie saak nie. Jou prokureurs is nie so slim as wat jy dink nie. Die huwelikskontrak is bindend.
As jy my wegstuur, verloor jy die helfte van alles. Man in 'n deftige pak het vorentoe getree uit die skare. Eintlik, mevrou Krugger, as prokureur moet ek u inlig dat 'n huwelikskontrak wat op bedrog gebaseer is, nietig is. En hierdie bewyse van kindermishandeling wel, dit verander alles. Eloise se oë het wild geraak. Sy het haar verlovingsring van haar vinger afgeruk en dit na Andile gegooi. Hou dit. Hou alles. Hou daardie irriterende kind van jou ook. Ek is klaar met hierdie gesinstoneel. Sy het omgedraai om weg te storm, maar twee gaste, 'n man en 'n vrou wat later geïdentifiseer is as polisiebeamptes wat van diens was, het in haar pad gestaan. Mevrou Krugger, het die vrou gesê, ons sal u moet vra om te bly tot die polisie hier is. Daardie opnames bevat genoeg bewyse van kindermishandeling om ernstige aanklagte te regverdig. Terwyl die drama ontvou het, het Andile na sy seun gedraai. Hy het op sy knieë gesak om op ooghoogte met Themba te wees, trane wat nou vrylik oor sy wange geloop het. Themba, my seun, ek is so jammer. Ek het nie geweet nie, ek het nie gesien nie. Themba het na sy pa gekyk, jare se onderdrukte emosies wat nou na die oppervlak gekom het. Sy het gesê, jy sou my nie glo nie. Ek glo jou. Ek het jou altyd geglo, het Andile gesê, sy stem gebreek. Ek het net nooit na jou geluister nie. Ek was te besig, te blind. Kan jy my ooit vergewe? Themba het vir 'n lang oomblik na sy pa gekyk. Toe het hy vorentoe geloop en in sy pa se arms geval, 3 jaar se stilte wat uiteindelik gebreek is, met 'n snik wat uit sy klein liggaam gebreek het. Die gaste het begin terugstaan, sommige trane afvee, ander fluister in geskokte tone. Die troubeampte het sy boek toegemaak, duidelik nie seker wat om in so 'n situasie te doen nie. Lindewe het nader gekom, trane wat oor haar wange geloop het. Ek het geweet iets was verkeerd, het sy gefluister. Ek het probeer kyk na hom wanneer ek kon, maar ek was bang om my werk te verloor. Dit is nie jou skuld nie, Lindewe, het Andile gesê, steeds vashou aan sy seun. Dis my skuld. Ek het my besigheid belangriker gemaak as my eie kind. Ons kan begin om dinge reg te maak, meneer, het Sizwe gesê, sy hand liggies op Andile se skouer. Dit is nie te laat nie. Die polisiebeamptes het intussen Eloise apart geneem, besig om vrae te vra terwyl hulle gewag het vir die aankoms van hulle kollegas. Sy het hulpeloos om haar gekyk, besef dat haar planne vernietig is, haar ware aard blootgelê voor almal. Andile het stadig opgestaan, sy arm om Themba se skouers. Kom ons gaan huis toe, seun. Die regte huis toe. En hierdie keer wil ek hoor alles wat jy te sê het. Terwyl hulle begin wegstap het Themba skielik gestop en na Lindewe en Sizwe gedraai. Julle moet ook kom, het hy gesê, sy stem nog sag, maar duidelik, die klank daarvan 'n wonderwerk vir diegene wat hom net as 'n stil, onderdanige kind geken het. Lindewe het na Andile gekyk vir bevestiging, en hy het instemmend geknik. Ja, kom saam. Julle is familie. Julle het meer vir my seun gedoen as wat ek het. Saam het hulle begin stap na die huis, weg van die chaos en skok van die troue wat nooit sou plaasvind nie. Agter hulle het 'n paar gaste hulle selfone uitgehaal, gefluister oor die ongelooflike gebeure wat hulle pas aanskou het. Die nuus sou vinnig versprei, maar vir nou was al wat saak gemaak het, dat Themba uiteindelik bevry was van sy stilte, en dat sy pa uiteindelik gereed was om te luister. Die weke wat gevolg het op die dramatiese troue wat nie was nie, was 'n tyd van groot verandering in die Stan-huishouding. Die luukse herehuis in Camps Bay het stadig begin verander van 'n koue, gespanne plek na 'n warm tuiste. Vir Themba was die oorgang van stilte na spraak nie sonder uitdagings nie. Na 3 jaar se swye het hy gevind dat woorde soms moeilik was om te vind, sy stem soms gehuiwer het, asof dit onseker was van sy reg om gehoor te word. Neem jou tyd, het Andile vir sy seun gesê een oggend terwyl hulle saam ontbyt geëet het, iets wat hulle nooit onder Eloise se bewind gedoen het nie. Jou stem sal sterker word met oefening. Themba het stadig geknip, sy oë gerig op die Protea wat in 'n vaas op die tafel gestaan het, en koning Protea, Sizwe se gunsteling. Pa, het hy begin, sy woorde versigtig gekies, kan ek vandag iets vra? Enigiets, het Andile onmiddellik geantwoord, sy koerant neersit om sy volle aandag aan sy seun te gee, nog 'n verandering wat Themba steeds aan moes gewoond raak. Kan ons ma se foto's uithaal? Die wat Eloise weggesluit het. Andile se gesig het sagter geword, mengsel van droefheid en liefde wat oor sy gelaatstrekke gespoel het. Natuurlik kan ons. Ek het altyd gedink. Ek het gedink jy wou nie daaraan herinner word nie.
Eloise het gesê dit maak jou hartseer. Dit maak my hartseer, het Themba bevestig, maar dit is 'n goeie soort hartseer. Ek wil onthou hoe sy gelyk het. Hoe sy geglimlag het. Daardie middag het Andile die swaar kiste van die stoorkamer afgestof. Binne was stapels foto's, albums vol herinneringe van Naledi, haar glimlag, haar lag, haar lewe voor siekte haar weggeneem het. Vader en seun het op die vloer van die woonkamer gesit, deur die herinneringe geblaai. Trane het soms gevloei, maar daar was ook lag terwyl Andile stories vertel het wat Themba vergeet het of nooit gehoor het nie. Jou ma het altyd gesê jy het haar lag, het Andile gesê, wys na 'n foto van 'n baie jonger Themba, sy gesig oopgebreek in pure vreugde. Ek het dit nie vir 'n lang tyd gesien nie. Ek het vergeet hoe om te lag, het Themba saggies erken. Dan sal ons dit weer leer, het sy pa beloof. Teen die einde van die middag het Lindiwe hulle gevind, nog steeds omring deur foto's. Sonder 'n woord het sy teruggegaan na die kombuis en terugkeer met warm sjokolade en koekies. Sy het langs hulle kom sit, haar eie herinneringe van Naledi gedeel, hoe sy daarop aangedring het dat Lindiwe altyd met hulle eet, hoe sy Xhosa lesse by haar geneem het, sodat sy met Lindiwe se familie kon praat in hulle eie taal. Sy was 'n goeie vrou, jou ma, het Lindiwe gesê, terwyl sy 'n taar van haar wang gevee het. En sy sou so trots wees op jou vandag, my klein krygsman. Die dae het in weke verander en stadigaan het 'n nuwe ritme in die huishouding ontwikkel. Andile het sy werkskedule dramaties verander, weier om meer as 8 uur per dag by die kantoor te spandeer. Die myne sal nog daar wees môre, het hy verklaar toe sy besigheidsbestuurder protes aangeteken het. My seun groei elke dag. Eloise se regsaak het voortgegaan, haar prokureurs wat hard gewerk het om 'n pleitooreenkoms te bereik. Die hof het haar uiteindelik beveel om berading te ondergaan en gemeenskapsdiens te doen, met 'n streng bevel om weg te bly van Themba en die Steyn-eiendom. Een aand, nadat Themba bed toe is, het Andile Lindiwe in die kombuis gevind, besig om voor te berei vir die volgende dag. Jy werk te hard, het hy gesê, langs haar gaan staan by die toonbank. Dit is my werk, meneer Steyn, het sy geantwoord, maar daar was 'n glimlag in haar oë wat nie daar was toe Eloise die huishouding bestuur het nie. Jy het meer gedoen as net jou werk, het Andile gesê, sy toon ernstig. Jy het my seun beskerm toe ek dit nie kon doen nie. Jy het hom liefde gewys toe ek afwesig was. Lindiwe het stil geword, haar hande besig met die deeg wat sy besig was om te knie. Ek het hom lief, het sy eenvoudig gesê. Hy is 'n goeie seun. Ja, hy is, het Andile ingestem. En jy is 'n goeie vriend. Meer as 'n werknemer. Jy is familie, Lindiwe. Hulle oë het ontmoet, 'n oomblik van stilte wat swaar was met dinge wat nie gesê is nie. Lindiwe het eers weggedraai, haar wange effens warm. Dankie, meneer Steyn. Andile, het hy gekorrigeer. Noem my Andile asseblief. Die volgende groot verandering het gekom toe Andile die besluit geneem het om Themba weer skool toe te stuur. Tydens Eloise se tyd was Themba tuisonderrig, geïsoleer van ander kinders onder die dekmantel van 'n gevorderde opvoeding en die beskerming. Wat dink jy, het Andile gevra terwyl hulle deur die gronde van Baobab Primêre Skool gestap het, 'n klein private skool bekend vir sy ondersteunende omgewing en uitstekende onderwysers. Themba het stadig rondgekyk, sy oë wyd terwyl hy die speelgrond, die biblioteek, die kunsatelier ondersoek het. Daar's baie kinders, het hy saggies gesê, sy toon nie heeltemal vrees nie, maar versigtig. Ja, het Andile erken. Dit is nogal skrikwekkend. Maar dink aan al die vriende wat jy kan maak. Die skoolhoof, mevrou Kimalo, 'n vriendelike vrou met 'n warm glimlag, het by hulle aangesluit. Sy was reeds ingelig oor Themba se situasie en haar benadering was delikaat, maar nie neerbuigend nie. Ons het 'n baie spesiale klas, Themba, het sy gesê. Juffrou Noketela se klas. Sy is ons beste onderwyser vir kinders wat 'n bietjie ekstra aandag nodig het om aan te pas. Sou jy graag haar klas wil ontmoet? Themba het na sy pa gekyk vir leiding, en na Andile se bemoedigende knik, het hy ingestem. Juffrou Noketela se klaskamer was helder en kleurvol, die mure versier met kunswerke en boeke wat oral gestapel was. Die onderwyser self was 'n jong vrou met 'n breë glimlag en vriendelike oë. Welkom, Themba, het sy gesê. Ek het gehoor jy is baie goed met cricket. Een van ons beste spelers het pas verhuis, en ons het 'n nuwe kaptein nodig vir ons span.
Themba se oë het verhelder by die melding van sy gunsteling sport. Ek speel regtig net met Sizwe, het hy gesê, verwys na die tuinier se informele afrigting. Wel, Sizwe moet 'n baie goeie afrigter wees, het juffrou Noketela gesê. Miskien kan ons hom nooi om ons span ook te help afrig. Die idee het 'n klein glimlag na Themba se gesig gebring. Die toer het voortgegaan en teen die einde het Themba stadig begin ontdooi, selfs 'n paar vrae gevra in sy sagte, versigtige stem. Op pad terug na die motor het Andile sy seun se hand gevat, iets wat hy besef het hy te min gedoen het deur die jare. Jy hoef nie dadelik te besluit nie, het hy gesê. Ons kan meer skole besoek. Themba het vir 'n oomblik stil gebly, sy gedagtes duidelik besig om die moontlikhede te oorweeg. Ek dink ek sou daarvan hou om hier skool te gaan, het hy uiteindelik gesê. As Sizwe kan kom help met cricket. Andile het geglimlag, 'n warm gevoel van hoop wat deur hom gespoel het. Ek is seker hy sal verheug wees. Later daardie aand het Andile, Themba, Lindiwe en Sizwe om die eetkamertafel gesit, nie die formele eetkamer wat Eloise verkies het nie, maar die kleiner, meer gerieflike kombuis-eetkamer. Die aandete was 'n eenvoudige, maar smaaklike maaltyd wat Lindiwe voorberei het, met Themba se hulp. So, het Sizwe gesê met 'n glimlag, ek hoor ek is nou 'n cricket-afrigter. Net as jy wil, het Themba vinnig gesê, bang dat hy dalk 'n las was. Wil? Ek sou niks liewer wil doen nie, het Sizwe gesê, sy gesig stralend. Jy weet, ek het amper vir die nasionale span gespeel toe ek jonger was. Regtig? Themba se oë het vergroot. Ja, maar toe het ek my knie beseer. Maar ek kan steeds alles wat ek weet oordra aan 'n jong kampioen soos jy. Die gesprek het gevloei, makliker as wat dit ooit was toe Eloise deel was van die huishouding. Themba het selfs 'n paar keer gelag, saggies, skamerig, asof hy nog nie heeltemal gemaklik was met die klank van sy eie vreugde nie. Maar dit was 'n begin. Na aandete, terwyl Andile en Lindiwe in die kombuis afgewas het, het Sizwe Themba uitgenooi vir 'n vinnige cricketoefening in die tuin onder die laaste lig van die dag. Hulle lyk gelukkig, het Lindiwe gesê, terwyl sy by die kombuisvenster uitkyk na die twee figure in die tuin. Ja, het Andile saamgestem, langs haar staan. Ons almal het 'n tweede kans gekry, danksy Themba se moed. Ek sal nie hierdie een vermors nie. Hulle het gestaan en kyk na die vreedsame toneel, bewus van hoe ver hulle almal gekom het in so 'n kort tyd, en tog, hoe ver hulle nog moes gaan. Die eerste dag van skool het aangebreek met 'n mengsel van opwinding en vrees. Themba het voor sy spieël gestaan, sy nuwe skooluniform netjies, sy hare gekam, sy hart kloppend in sy bors. Jy lyk baie deftig, het Lindiwe gesê vanaf die deur, haar oë sag met trots. Dink jy hulle sal van my hou, het Themba gevra, sy stem steeds sag, maar nie meer so onseker nie. Hulle sal jou lief hê, het Lindiwe verseker. En as enige iemand nie doen nie, is dit hulle verlies, nie joune nie. Benede het Andile gewag met Themba se nuwe skooltas, helder rooi met 'n cricket-embleem daarop. Binne was nuwe skryfboeke, potlode en selfs 'n klein foto van Themba en sy ma wat Andile daar gesit het as 'n verrassing. Gereed vir die groot avontuur, het Andile gevra probeer om sy eie senuwees te verberg. Hierdie was sy eerste keer wat hy sy seun skool toe neem, voorheen het hy die taak aan Eloise of die huisonderwyser oorgelaat. Die rit na die skool was stil, albei stands diep in gedagte. Toe hulle by Baobab Primaarhuisskool se hekke aankom, het Themba 'n diep asem ingetrek. Pa, het hy gesê, wat as ek nie kan praat nie? Voor al die kinders. Andile het die motor tot stilstand gebring en na sy seun gedraai. Dan praat jy nie. Jy het geen verpligting om enigiets te doen wat jy nie gereed is om te doen nie. Maar onthou, Themba, jou stem is sterk. Sterker as wat jy dink. Jy het dit by die troue bewys. Themba het geknip, herinneringe van daardie dag wat steeds vars in sy gedagtes was. Ek was so bang. En tog het jy gepraat, het Andile om herinner. Moed is nie die afwesigheid van vrees nie. Dit is om voort te gaan ten spyte van vrees. By die klaskamer het juffrou Noketela hulle met 'n warm glimlag verwelkom. Themba, ek is so bly jy is hier. Klas, hierdie is ons nuwe vriend, Themba Stan. Themba het na die klas gekyk, 11 gesigte wat terug na hom gestaar het. Sommige nuuskierig, sommige skaam, almal afwagtend. Sy keel het toegetrek, sy stem vasgevang. Hallo, het hy uiteindelik gefluister, so sag dat slegs die voorste ry dit kon hoor. 'n Seun met 'n helder oranje hemp en 'n breë glimlag het sy hand in die lug gegooi.
Is jy regtig so goed met cricket soos juffrou Noketela sê? Ons span het jou nodig. Themba het teruggeglimlag, net effens. Ek hou van cricket, het hy saggies geantwoord. Kom sit by ons, het die seun voorgestel, na 'n leë stoel by sy tafel wys. Ek is Thabo. Dit is Lerato en Kagiso, het hy gesê, na die ander 2 kinders by die tafel wys. Andile het met trane in sy oë die toneeltjie dopgehou. Nie so lank terug nie, kon hy nie eens 'n enkele woord van sy seun kry nie. Nou het hy, al was dit huiwerig en sag, begin kommunikeer met vreemdelinge. Juffrou Noketela het hom 'n gerusstellende glimlag gegee. Ek sal goed na hom kyk, meneer Steyn, het sy beloof. Gaan gerus. Die dag het vinnig verbygevlieg vir Themba. Juffrou Noketela het die klas deur 'n wêreld van stories, getalle en kuns gelei. Teen die middagete het Themba gevind dat hy 'n bietjie meer kon praat, veral met Thabo, wat geen moeite ontsien het om hom te laat tuis voel nie. Gedurende die cricketoefening na skool het Sizwe opgedaag, soos beloof. Die kinders het hom dadelik omring, gefassineer deur die groot man wat gekom het om hulle af te rig. So, wys my wat julle kan doen, het hy hulle uitgedaag met 'n glimlag. Tot almal se verbasing, het Themba vorentoe getree, 'n cricketkolf in sy hand. Sizwe het 'n bal na hom gebou, sag en akkuraat. Themba se oë het gefokus, sy liggaam beweeg in 'n perfekte swaai, en die bal het deur die lug gevlieg, ver verby die grense van die speelveld. Die ander kinders het hul asems ingetrek, toe begin juig. Thabo het na Themba gehardloop en hom op die skouer geslaan. Jy is ons nuwe kaptein. Geen twyfel nie. Themba se gesig het verhelder met 'n glimlag, nie die klein, skraal glimlag wat Andile gewoond was aan nie, maar 'n volle, warm uitdrukking van vreugde wat sy hele gesig verlig het. Later op pad huis toe, was Themba ongewoon spraaksaam, vertel Andile van sy dag, van Thabo se grappies, van juffrou Noketela se stories, van hoe hy 2 somme op die bord opgelos het. So jy hou van die skool, het Andile gevra, sy hart vol by die verandering in sy seun. Ja, het Themba gesê. Kan ek môre weer gaan? Andile het gelag, die klank diep en vreugdevol. Elke dag, seun. Elke dag. Die weke wat gevolg het 'n merkbare verandering in Themba gebring. Stadig aan het sy stem sterker geword, sy selfvertroue gegroei. Hy het begin om maats huis toe te nooi, eers net Thabo, toe later Lerato en Kagiso ook. Die luukse huis, eens so stil en formeel, het weer galm met die gelag van kinders. Die huis het die dinamika ook verder ontwikkel. Lindiwe was nie meer net die huishulp nie, maar 'n integrale deel van die gesin. Sy het Themba geleer hoe om eenvoudige geregte voor te berei, het hom Xhosa woorde geleer, het stories vertel van haar eie kinderdae in die Oos-Kaap. Sizwe het floreer in sy nuwe rol as cricketafrigter, sy passie vir die sport hergebore deur die kinders se entoesiasme. Hy en Themba het ure spandeer op die oefenveld wat Andile in die tuin laat bou het, hulle stemme opgewek in die laatmiddagson. Een aand, terwyl Andile deur 'n stapel dokumente gewerk het in sy studeerkamer, het hy 'n sagte klop aan die deur gehoor. Kom in, het hy geroep, verwag dat dit Themba was wat kom nag sê. In plaas daarvan het Lindiwe ingestap, 'n bietjie onseker, 'n beker koffie in haar hande. Ek het gedink jy mag dalk 'n bietjie koffie nodig hê, het sy gesê, die beker op sy lesenaar neersit. Dankie, Lindiwe, het hy gesê, sy gesig sagter. Jy hoef dit nie te doen nie. Dit is lank na jou werksure. Ek weet, het sy gesê, 'n bietjie verleë. Ek wou net seker maak jy is okay. Jy werk laat vanaand. Andile het diep gesig, na die dokumente op sy lesenaar kyk. Ek is besig om die maatskappy te herstruktureer. Om meer tyd met Themba te spandeer beteken ek moet meer verantwoordelikhede delegeer. Lindiwe het geknip, beïndruk. Dit is 'n groot verandering. Nodige een, het hy gesê. Toe, na 'n oomblik se huiwering, sit asseblief, Lindiwe. Ek wil met jou gesels. Sy het versigtig op die stoel oorkant sy lesenaar gaan sit, haar hande rusteloos in haar skoot. Ek het agtergekom nee, ek het besef, het Andile begin, dat jy vir Themba meer was as net 'n huishulp. Toe ek nie daar was nie, en selfs toe ek fisies teenwoordig was, maar emosioneel afwesig, was jy daar, het hom beskerm, om liefgehad. Hy is maklik om lief te hê, het Lindiwe saggies gesê. Ja, hy is, het Andile ingestem. En tog het ek soveel jare gemors. Hy het stadig na Lindiwe gekyk. Ek wil hê jy moet bly, Lindiwe. Nie as 'n huishulp nie, maar as ek is nie seker wat om dit te noem nie, 'n deel van ons gesin. Lindiwe se oë het weier geword.
Meneer Steyn. Andile het hy haar weer herinner. Andile het sy reggemaak, die naam vreemd op haar tong. Ek verstaan nie. Ek stel voor dat jy hier bly in die hoofvleuel van die huis, nie in die bediende kwartiere nie. Ek stel voor dat jy voortgaan om te help met Themba, maar as sy surrogaatma, nie as 'n werknemer nie. Ek stel voor dat ons sien hoe hierdie nuwe gesin wat ons bou ontwikkel. Lindiwe was vir 'n lang oomblik stil, haar gesig 'n studie in emosie. Dit is 'n groot verandering, het sy uiteindelik gesê. Soveel dinge het verander, het Andile erken. My perspektief, my prioriteite. My hart. Hulle oë het ontmoet en daar was 'n nuwe bewustheid tussen hulle, 'n skugter moontlikheid. Ek sal daaroor dink, het Lindiwe gesê, stadig opstaan. By die deur het sy gestop en omgedraai. Maar ek dink ek sou daarvan hou om te bly. Nadat sy vertrek het, het Andile teruggeleun in sy stoel, sy gedagtes 'n deurmekaar mengsel. Soveel het verander in so 'n kort tyd. Die huis wat 'n gevangenis was, het 'n tuiste geword. Die stilte wat eens gedreig het, was vervang deur lewende, kleurvolle klank. En sy hart, wat so lank op sy besigheid gefokus was, het begin ontdooi, het weer begin voel. Die lente het volle glorie na Kaapstad gebring, die tuine van die Steyn landgoed 'n simfonie van kleur en lewe. 6 maande het verbygevlieg sedert die dag van die mislukte troue, sedert Themba se stem teruggekeer het en die nuwe lewe vir die Steyn huishouding begin het. Vandag was Themba se 9de verjaarsdag en die huis was 'n warrelwind van voorbereidings. Ballonne het van die kroonlyste gehang, 'n reusagtige verjaardagkoek, versier met 'n cricketkolf en bal, het op die kombuistoonbank gewag en die tuin was gereed vir die aankoms van 20 opgewonde klasmaats. Dink jy daar's genoeg koeldrank, het Andile gevra, duidelik meer gespanne as Themba self. Lindiwe het gelag en haar hand op sy arm geplaas, 'n gebaar wat nou natuurlik gekom het. Daar's genoeg kos en koeldrank vir 'n klein leer. Ontspan, Andile. Hulle oë het ontmoet, 'n warm blik wat stadige alledaagse voorkoms geword het in die afgelope maande. Lindiwe het ingetrek in die hoofhuis, haar rol verander van huishulp na iets meer. Nie heeltemal 'n ma vir Themba nie, daardie rol sou altyd aan Nalede behoort, wie se foto's nou trots in die huis vertoon is, maar 'n versorger, 'n vriend en stadig aan, miskien iets meer vir Andile. Buite was Siswe besig om die cricketveld voor te berei vir die verjaardagwedstryd, sy gesig stralend met trots. Onder sy mentorskap het Themba se span, die Baobab Blitzers, 3 wedstryde gewen in die plaaslike junior liga. Is jy reg vir jou groot dag, verjaarsdag seun? Het hy uitgeroep toe hy Themba gewaar waar hy op die stoep staan. Ek dink so, het Themba geantwoord, sy stem nou sterker, vol selfvertroue. Hy was steeds stiller as baie kinders van sy ouderdom, maar wanneer hy gepraat het, het mense geluister. Daar was 'n wysheid in hom, 'n diepte wat gebore is uit sy ervarings. Die klank van motors wat opdraai by die inrit het die eerste gaste aangekondig. Thabo het uitgespring voordat sy ouers se motor selfs tot stilstand gekom het, 'n helder gekleurde pakkie in sy hande. Gelukkige verjaarsdag, het hy uitgeroep, hardloop na sy beste vriend toe. Gou was die tuin gevul met die klanke van kinderstemme, gelag en opgewondenheid. Juffrou Noketela het ook gekom, bring 'n spesiale geskenk, 'n boek oor beroemde Suid-Afrikaanse cricketspelers met 'n persoonlike boodskap voorin geskryf. In die middel van al die feesvieringe, het Themba 'n oomblik geneem om alles in te neem. 6 maande gelede sou hy nooit kon droom van so 'n dag nie, vol vriende, gelag, vreugde. Toe was sy wêreld klein en donker, beperk tot fluisteringe en vrees. Sy oë het gesoek en gevind, sy pa, wat gelag het met ander ouers, meer ontspanne as wat hy in jare was, Lindiwe, wat koeldrank uitdeel, haar gesig stralend, Siswe, wat 'n groep kinders wys hoe om 'n cricketkolf korrek vas te hou. Hierdie mense was sy gesin nou, nie gebind deur bloed alleen nie, maar deur iets sterker, keuse, liefde, aanvaarding. Almal bymekaar vir die koek, het Lindiwe uitgeroep, en die kinders het na die lang tafel onder die akkerbome gestorm. Die koek was pragtig, versier met Themba se naam in helder blou versiersuiker. 9 kersse het helder gebrand in die middagson. Maak 'n wens, Themba, het Thabo uitgeroep. Themba het sy oë toegemaak, diep ingedink. Wat kon hy moontlik wens vir wat hy nie reeds gehad het nie? Hy het die kersse uitgeblaas in een asem en almal het gejuig. Later, toe die partytjie amper verby was en net 'n paar gaste oorgebly het, het 'n netjiese swart motor die oprit opgery. Die deure het oopgegaan en 'n elegante vrou in 'n konservatiewe pak het uitgestap. Andile se liggaam het verstar.
Themba, het hy saggies gesê, gaan binnentoe met Lindiwe asseblief. Maar Themba het bly staan, sy oë vasgenaal op die besoeker. Dis oukei, pa, het hy gesê. Ek is nie meer bang nie. Die vrou het vorentoe geloop, haar houding versigtig, haar oë skielik onseker toe sy die groep sien. Dit was Aloise. Andile het tussen haar en Themba gaan staan. Wat doen jy hier, Aloise? Die beskermingsbevel is nog steeds in plek, ek weet, het sy vinnig gesê, haar hande opgehou in 'n vredegebaar. Ek is hier met my prokureur se toestemming, en ek sal net 'n oomblik bly. Sy het na Themba gekyk, wat agter sy pa staan, sy gesig ernstig, maar nie bang nie. Ek het gehoor dit is jou verjaarsdag, het sy gesê. Ek het iets vir jou gebring. Sy het 'n klein pakkie uitgehaal, dit huiwerig aangebied. Niemand het beweeg om dit te neem nie. Ek is in terapie, het Aloise gesê, haar stem sagter as wat enige iemand haar ooit gehoor het. Het vir 6 maande gegaan. Ek het baie probleme wat ek nie eens geweet het ek het nie. Dit verskoon nie wat ek aan jou gedoen het nie, Themba. Niks kan dit verskoon nie. Maar ek wou jou kom sien, om persoonlik om verskoning te vra. Themba het stadig van agter sy pa uitgestap. Andile het sy hand uitgestrek om hom te stop, maar Lindiwe het haar hand liggies op sy arm geplaas, haar oë sê, wag. Jy het my seer gemaak, het Themba gesê, sy stem kalm en duidelik. Jy het my gedwing om stil te bly. Jy het my ma se foto's weggesteek. Aloise het haar oë neerwaarts gedraai, trane wat nou vrylik val. Ja, het sy gefluister. Ek het. En ek was verskriklik verkeerd. Hoekom, het Themba gevra. Nie aggressief nie, nie kwaad nie, net 'n eerlike vraag, soos een wat hy in die klas sou vra. Aloise het diep asem gehaal. My terapeut het my gehelp om te sien ek was jaloers. Op jou ma, op die liefde wat jou pa vir haar gehad het, selfs na sy ons verlaat het. Op die liefde wat hy vir jou het. Ek het gevoel ek kon nooit kompeteer nie. Sy het haar trane afgevee. Dit was verkeerd, Themba. So ongelooflik verkeerd. Jy's 'n wonderlike seun, en jy het al daardie liefde verdien. Die tuin was stil, die oorblywende gaste se asems ingehou terwyl hierdie onverwagte drama ontvou het. Ek weet nie of jy my ooit kan vergewe nie, het Aloise voortgegaan, en ek vra dit nie. Ek wou net sê ek is jammer, en dat ek vir jou die beste toewens, regtig. Sy het die klein pakkie neergesit op die tafel naby haar. Dit is 'n geskenk. Jy hoef dit nie te vat nie. Maar dit is iets wat ek gedink het jy dalk sou waardeer. Niemand het beweeg toe sy omgedraai het en begin terugstap na haar motor toe. By die deur het sy gestop en 'n laaste kyk na die gesin gewerp, die seun wat nou regop en sterk staan, die vader wat beskermend naby was, die vrou wat eens 'n bediende was, maar duidelik nou 'n sentrale figuur in die huishouding was, die tuinier wie se oë nooit die seun verlaat het nie. Julle lyk goed saam, het sy saggies gesê. Gelukkige verjaarsdag, Themba. En toe was sy weg, die motor stadig ry deur die hek wat Siswe oopgemaak het sonder om 'n woord te sê. Vir 'n lang oomblik het niemand beweeg nie. Toe het Themba stadig na die pakkie gestap en dit versigtig opgetel. Wil jy hê ek moet dit eers oopmaak, het Andile gevra, duidelik bekommerd. Themba het sy kop geskud. Nee, ek wil, het hy gesê. Hy het die papier versigtig oopgemaak en binne-in was 'n klein fotoalbum. Toe hy dit oopmaak, het hy na sy asem gesnak. Dit was foto's van sy ma, foto's wat hy nog nooit gesien het nie. Naledi as 'n jong vrou voor hy gebore is. Naledi op universiteit, by 'n cricketwedstryd, lagende in die son. Ek het hierdie gevind tussen jou pa se goed, het 'n briefie binne-in gelees. Ek het hulle weggesteek saam met die ander. Hulle behoort aan jou. Andile het oor Themba se skouer geloer, sy eie oë nat. Ek het gewonder waar hierdie foto's was, het hy gefluister. Jou ma op haar eerste dag by die regsagenskap. Jou ma by ons eerste date by Nederlands cricketstadion. Themba het stadig deur die bladsy geblaai, elke foto 'n skat, 'n stukkie van die legkaart van sy ma se lewe wat hy gedink het vir ewig verlore was. Die laaste foto in die album was van Naledi wat 'n babaatjie vashou, haar oë vol liefde terwyl sy na die klein gesiggie kyk. Dit is jou, het Andile gesê, sy stem gebreek. Die dag toe ons jou huis toe gebring het van die hospitaal af. Themba het sy vingers oor die foto laat gly, raak aan die gesig van die ma wat hy so lief gehad het, wat hy so gemis het. Die ma wie se herinnering Aloise probeer uitwis het, maar wat nou, ironies genoeg, deur daardie selfde persoon herstel is.
"Wat gaan jy doen, Themba?" het Lindiwe gevra, haar stem sag. Themba het die album toegemaak, dit versigtig teen sy bors gehou. Hy het na die hek gekyk waardeur Aloise verdwyn het, toe terug na sy familie. "Ek dink," het hy stadig gesê, "dat dit 'n baie goeie verjaarsdag is." Later daardie aand, nadat die laaste gaste vertrek het die nuwe Steyn-familie op die stoep gesit in die sagte aandlig. Andile, Themba, Lindiwe en Sizwe het saamgesels en gelag, verjaarsdagkoek geëet en van die dag se gebeure gepraat. Themba het die album by hom gehou, dit af en toe oopmaak om na 'n spesifieke foto te kyk, asof om homself te verseker dat dit werklik was, dat hierdie verborgde stukkie van sy ma werklik terug by hom was. "Is jy okay?" het Andile hom gevra toe hulle alleen was vir 'n oomblik. Themba het geknip, sy gesig nadenkend. "Ek is bly sy het gekom." "Regtig?" Andile kon nie die verbasing in sy stem verberg nie. "Ja," het Themba gesê. "Want nou weet ek." "Weet wat, seun?" Themba se oë het na Lindiwe gedraai, wat saggies gelag het by iets wat Sizwe gesê het, haar gesig sag in die ondergaande son. "Dat ons gewen het. Dat ons okay is." Hy het sy hand uitgesteek en sy paas ingevat. "Dat ons 'n familie is." Die wind het sag deur die proteas gewaai, die koning proteas sterk en trots in die tuin wat Sizwe so liefdevol versorg het. Op die tafel het 'n enkele kers nog gebrand, die 10de een wat Lindiwe in die middel van die koek geplaas het, wat Themba gespaar het. "Jy het nie jou wens gedeel nie," het Andile opgemerk, na die flikkerende vlam kyk. Themba het geglimlag, 'n volle, oop glimlag wat sy oë laat oplig het. "Ek het nie nodig om dit te deel nie," het hy gesê. Dit het reeds waar geword. 2 jaar later het die Steyn landgoed in Camps Bay weer gereed gestaan vir 'n troue. Maar hierdie keer was die atmosfeer heeltemal anders, vol vreugde, liefde en ware geluk wat deur die lug gepols het, soos die warm somerson wat oor die Atlantiese Oseaan geskyn het. Die tuin was weer eens getransformeer, maar nie met die stywe, formele versierings wat Aloise verkies het nie. In plaas daarvan was daar kleurvolle Xhosa materiaal gedrapeer tussen die bome, helder blomme in erdekleurige potte, handgemaakte versierings wat Themba en sy klasmaats ontwerp het. Die hele opset was warm, insluitend, 'n viering van 2 kulture wat saamkom in liefde. "Stilte asseblief." Stilte, het 11-jarige Themba geroep en die skare het dadelik geluister. In die 2 jaar wat verbygegaan het sedert sy verjaarsdag en Aloise se onverwagte besoek, het Themba gegroei, nie net fisies nie, maar in selfvertroue en karakter. Sy stem, eens so lank stil, was nou een van die sterkste in sy klas. Hy het die kaptein van die Baobab Blitzers geword, wat nou die kampioen junior cricketspan in die Wes-Kaap was. Maar vandag was hy meer as net 'n cricketspeler of 'n skoolleerling. Vandag was hy die ringdraer en spreekwoordvoerder by sy pa en Lindiwe se troue. "Ek wil almal bedank vir jul teenwoordigheid vandag," het hy voortgegaan, sy stem helder en vol emosie. "Soos baie van julle weet, het ons gesin deur moeilike tye gegaan. Daar was 'n tyd toe ek gedink het my stem sou nooit gehoor word nie." In die voorste ry het Sizwe geglimlag, trots skynend op sy gesig. Langs hom het juffrou Noketela gesit, nou mevrou Ntlofie nadat hulle verlede jaar getrou het, 'n verrassing vir almal behalwe Themba, wat die romantiese vonk tussen die onderwyser en die tuinier maande voor enigiemand anders opgemerk het. "Maar vandag is my stem sterk," het Themba voortgegaan. "En vandag gebruik ek dit om 2 mense te vier wat my geleer het dat ware liefde geduldig is, vriendelik is en altyd beskerm." Hy het omgedraai na waar Andile en Lindiwe gestaan het, beide in tradisionele Xhosa trouklere, hulle gesig stralend met liefde. "My pa en Lindiwe het nie hulle liefde gehaas nie," het Themba gesê. "Hulle het dit stadig laat groei, soos 'n koning protea wat tyd neem om te bloei, maar dan die mooiste blom in die tuin is." Baie in die gehoor het geknip teen trane, getref deur die wysheid van die jong seun se woorde. "My ma," Themba se stem het effens gebreek, "Naledi, sou so gelukkig wees om te sien hoe gelukkig ons is." Hy het na 'n klein tafel langs die altaar gekyk, waar 'n pragtige foto van Naledi staan in 'n silwer raam, en koning protea langs dit in 'n vaas. "Sy sal altyd deel van ons familie wees. En vandag groei ons familie weer." Daar was 'n beweging van sagte gelag en gelukkige trane deur die gehoor. Themba het na Tabo gedraai, wat langs hom gestaan het as mederingdraer, en 'n klein knik gegee. Tabo het die musiekstelsel aangeskakel en die sagte klanke van 'n tradisionele Xhosa bruilofslied het deur die tuin gespoel. Andile en Lindiwe het mekaar se hande gevat, hulle oë vol met emosie.
Die liefde tussen hulle was onmiskenbaar, maar dit was meer as net romantiese liefde, dit was 'n liefde gewortel in gedeelde ervarings, in die saamgroei deur uitdagings, in die saamskep van 'n nuwe soort gesin. Die seremonie was pragtig in sy eenvoud. Lindiwe se familie het van die Oos-Kaap gekom, bring geskenke en tradisies wat Andile met oop arms ontvang het. Andile se familie, meer formeel, maar ewe warm, het Lindiwe verwelkom in hulle midde sonder voorbehoud. Toe dit tyd was vir die uitruil van ringe, het Themba trots vorentoe getree. Daarbo langs hom, beide dra die klein kissies met die ringe. Die ringe, het Themba aangekondig, is simbole van ewige liefde en verbintenis. Maar hulle is ook simbole van voltooiing, van 'n sirkel wat eens gebreek was, maar nou heel is. Andile het die ring op Lindiwe se vinger geplaas, sy stem diep met emosie. Met hierdie ring beloof ek om jou lief te hê, te respekteer en te koester vir al die dae van ons lewens. Jy het ons nie net 'n tuiste gegee nie, maar 'n hart. Lindiwe het die ring op Andile se vinger geplaas, trane wat nou vrylik oor haar wange vloei. Met hierdie ring beloof ek om langs jou te staan, in vreugde en in uitdagings, in sonlig en in reën. Jy en Themba het my geleer wat dit beteken om werklik familie te wees. Die troubeampte, dieselfde man wat by die onvoltooide seremonie met Aloise was, het geglimlag en sy boek toegemaak. Deur die mag aan my verleen, verklaar ek julle nou man en vrou. Julle mag die bruid soen. Die gaste het opgestaan in 'n staande ovasie, applous en vreugdevolle uitroepe wat deur die tuin weergalm het terwyl Andile en Lindiwe hulle eerste soen as man en vrou gedeel het. Themba het hulle dopgehou, sy gesig vol vreugde. Hy het sy oë vir 'n oomblik na die foto van sy ma gedraai en gevoel asof sy ook geglimlag het, asof sy ook deelgeneem het aan hierdie dag van vreugde. Die onthaal wat gevolg het, was 'n ware viering van twee kulture wat ontmoet het. Die kos was 'n feesmaal van tradisionele Xhosa geregte en moderne Kaapse gunstelinge. Die musiek het gewissel tussen tradisionele Afrika-ritmes en kontemporêre danse. Gaste van alle ouderdomme, agtergronde en kulture het saam gedans, gelag en gevier. Later in die aand, toe die maan hoog oor die tuin geskyn het en die klanke van musiek en gelukkige stemme steeds deur die lug gedryf het Themba 'n oomblik gevind om alleen te staan op die rand van die tuin. Kyk uit oor die see wat in die maanlig geskitter het. Hy het gevoel eerder as gesien, toe sy pa langs hom kom staan. Alles reg, seun, het Andile gevra. Themba het geknip, sy oë steeds op die silwerpad van maanlig op die water. Ja, het hy gesê. Ek het net gedink. Waaroor? Themba het na die feesvieringe agter hulle gedraai, dan terug na die see. Oor stemme, het hy gesê. Oor hoe belangrik dit is om 'n stem te hê. En oor hoe belangrik dit is om te luister. Andile het sy arm om sy seun se skouers geplaas, sy oë ook op die horison. Jy het my geleer om te luister, het hy saggies gesê. Dit was jou moed wat ons almal hier gebring het. Themba het effens gebloos, maar het nie die kompliment ontken nie. Hy het geleer om te aanvaar wie hy was, nie net die stil seun of die seun wat sy stem gevind het nie, maar iets komplekser, ryker, 'n persoon in eie reg. Ek is bly Lindiwe is nou amptelik deel van ons gesin, het hy gesê. Ek ook, het Andile erken met 'n glimlag. Maar sy was altyd deel van ons gesin, selfs voor vandag. Hulle het omgedraai toe hulle die sagte voetstappe agter hulle hoor en Lindiwe het by hulle aangesluit, pragtig in haar trourok. Die twee belangrikste mense in my lewe verdwyn van my troue, het sy gesê, maar haar toon was liefdevol, haar oë warm. Net 'n oomblik vader en seun tyd, het Andile gesê, strek sy hand uit na sy nuwe vrou. Lindiwe het nader beweeg, haar hand in syne glip. Dan is dit nou vader en seun en stiefma tyd, het sy gesê, en daar was 'n sprankel van humor in haar stem wat hulle almal laat glimlag het. Vir 'n lang oomblik het die drie van hulle saam gestaan, kyk na die see, nuwe gesin wat amptelik gevorm is, maar wat reeds lank bestaan het in hulle harte. Weet julle wat ek gedink het Themba skielik gevra. Wat, seun, het Andile gevra. Ek het gedink dat ons Gebera moet besoek tydens die vakansie. Om Lindiwe se familie te sien in hulle tuisdorp. Lindiwe se oë het verhelder. Sou jy dit wil doen? Ja, het Themba gesê. Ek wil alles van jou kultuur leer. En miskien kan ek selfs 'n bietjie meer Xhosa leer. Jou uitspraak word beter, het Lindiwe gesê met 'n glimlag. Molo en Jani, het Themba trots gesê, die groet wat sy hom geleer het. Dipilile en Kosi, het sy geantwoord, haar hart vol Andile het na die twee van hulle gekyk, en gevoel hoe sy hart swel van liefde en dankbaarheid.
Dit klink na 'n wonderlike plan, het hy gesê. En miskien moet ons Sizwe en Juffrou Noketela ook saamnooi. Ons hele familie, het Themba gesê met 'n knik van goedkeuring. Die musiek van die onthaal het luider geword toe iemand die deure oopmaak. Daar julle is, het Thabo uitgeroep. Die duiwel het almal moet dans, selfs jy, oom Andile. Andile het gelag en sy hande opgehou in 'n oorgawe gebaar. Kom ons gaan dans, het hy gesê. Hand in hand het die drie van hulle teruggestap na die viering, terug na die warmte en lag en musiek. Hulle het by die dansvloer aangesluit, saam beweeg met die ritme, omring deur vriende en familie. Themba het rondgekyk na die gesigte om hom, Thabo en sy ouers, Sizwe en Juffrou Noketela, sy klasmaats, sy pa se kollegas, Lindiwe se familie. Hy het gedink aan sy ma, wie se teenwoordigheid steeds gevoel kon word, 'n liefdevolle spook wat oor hulle almal waak. En hy het gedink aan sy eie stem, een stil gemaak deur vrees, nou sterk en duidelik en vol vertroue. In die feestelike lig van die troue onthaal, omring deur die mense wat hy liefgehad het Themba Steyn besef dat soms 'n kind se stem die magtigste wapen is teen onreg. Dat soms die kleinste stem die grootste verandering kan bring. En dat selfs na die donkerste stilte, kan 'n stem terugkeer, sterker en duideliker as ooit tevore. Die musiek het gespeel, die sterre het geskitter, en die nuwe Steyn gesin het gedans, hulle harte vol van die belofte van die toekoms wat voor hulle gelê het. Vimda Hysteria. Geagte luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Themba en sy pad na bevryding julle diep geraak het. Om meer aangrypende stories soos hierdie te hoor, vind ons spesiale speellys deur op die skakel aan u linkerkant te klik. As jy van hierdie verhaal gehou het, moenie vergeet om in te teken op ons kanaal en die video 'n duim op te gee nie. Ons bring elke dag unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoude misloop nie. Ons sien uit daarna om julle reaksies in die kommentaarafdeling te lees.